Halleluja, God is vir ons goed. Ek is so dankbaar. As jy die woord saamgebring het, blaai asseblief saam na Johannes toe. Ons gaan daar lees saam 'n gedeelte in die woord, Johannes 2, vers 1 tot vers 10 gaan ons saam lees in Johannes 2. En die tema van my woordsmôre is 6 kanne, 6 kanne, 6 klipkanne. Ons is so dankbaar vanmôre, ons het na die diens 'n doopdiens ook. Amen. Is die Here nie van ons goed nie? Dis so dankbaar en lekker om te sien hoe mense die Here volg deur die doopwater ook. So ons gaan 'n gedeelte saam lees in Johannes, die 2de hoofstuk, daar vanaf vers 1 tot vers 10. En op die 3de dag was daar 'n bruilof, en dit is so mooi om te dink, op die 3de dag. Wie weet waarvan ek praat? Die 3de dag is altyd special, as ek praat van God se woord, amen. Die 3de dag het baie dinge gebeur. A lot of things can change in 3 days, amen. Op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met jou te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, met elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring, en toe die hoofdienaar die water proef wat wyn geword het, en hy het dit nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaars, love it, maar die dienaars, wat die water geskep het, hulle het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wat hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Baie dankie, Here, dat ek vanmôre nie hoef iets te doen en te sê nie, Here. Ek bid dat u Heilige Gees deur my lewe sal spreek. Ek sit my vandag self as 'n instrument voor u, Here. En ek wil net bring, Here, dit wat u op my hart gedruk het, om vanmôre vir die gemeente te bring. Ek bid dat die woord lewe sal bring in die harte wat dit nodig het vanmôre. Dat geen in dieselfde sal uitstap nie vanweë Quintus nie, Here, of vanweë die woord van God wat in hulle lewens gespreek het deur die Heilige Gees. Ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Berg vir Quintus agter die kruis vanmôre. Hulle moet nie vir Quintus sien vandag nie. Maar al die eer kom u toe vandag, Here. Ek is net die diensknegt vanmôre, Here. Gebruik my in Jesus naam. Amen. So kosbare gedeelte. Dit is my so interessant ook hierdie gedeelte bestudeer weer hierdie week, dat geen van die ander evangelies het mention of melding gemaak van hierdie gedeelte nie. Dis net Johannes. Johannes skryf oor die bruilof te Kana. Die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, kom uit hierdie gedeelte, en Johannes skryf dit. Dit is my so kosbaar toe ek het net weer gaan kyk daarna en die Johannes hieroor skryf en uit sy punt uit, die geliefde disipels is wat hy homself voorgenoem het, die disipel wat Jesus liefgehad het. Can you imagine, hy skryf van homself, die disipel wat Jesus liefgehad het. Dit was sy manier van skryf gewees. Nie een van die ander evangelies daaroor gepraat nie. En ek voel vanmôre dat hierdie gedeelte is tog belangrik om melding te maak in hierdie gedeelte, soos wat die Gees van die Here dit vir my gegee het. Is dit vir julle interessant as ons daarna gaan kyk dat uit die oogpunt van Johannes, hoe hy ook sy skryfstyl van die begin af anders te gehad het as die ander disipels. Vat byvoorbeeld Matteus. Matteus het geskryf rondom die geslagsregister van Jesus. Dis hoe hy Matteus begin in die geboorte van Jesus en al die ander dinge wat gebeur. Jy ken nou die hele storie rondom Kersfees en wat ons dit herdenk. Maar Johannes skryf iets anderste in sy begin, in sy evangelie. Begin hy die anderste vir Jesus te beskryf. Hy begin sy evangelie so kosbaar. Johannes 1 skryf deur en hy sê, Johannes, hy sê, in die begin was die woord.
en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis sy manier van skryf. En ek love het wat hy verder skryf in vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene, wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Sy skryfstyl is heeltemal anders. Met ander woorde, hy sê vir ons, probeer vir ons 'n prentjie skets van ons koning, wat vlees geword het, en op aarde kom woon het, en tussen ons kom wees het. Hierdie alomteenwoordige, alsienende, kosbare koning, wat sy troon verlaat het, en onder ons kom woon het. Dis hoe hy begin, en daarom dink ek is hierdie eerste gedeelte vir my so belangrik, die eerste wonderwerk het hy vasgepen, en is iets kosbaars in hierdie gedeelte opgeskryf. Die eerste wonderwerk is by 'n bruilof. Nou, dit is my so interessant geweest toe ek hieroor dink. Die Jode het 7 dae lank bruilof gehou. Nou, ek weet nie van nie, maar die Groenewalds, hulle kan bruilof hou. Is iemand saam met my? Ons hou van troues. Ek dink nie daar's te min troues in ons familie en so voort, maar die eerste wonderwerk van Jesus by 'n bruilof, en vir God is dit van die begin van die skepping af belangrik wanneer hy gedeel het rondom huwelike. Ek wil dit vanmôre verklaar, ek dink daar's 'n tyd meer wat huwelike onder aanval is as die tyd waarin ons bly nie. Dalk jy by iemand maar by die pastorie kan ek dit vir jou gee. Meer my vrou as ek, man, dis nou 'n ander preek van 'n dag. Ek dink daar's 'n tyd meer wanneer huwelike, man en vrou meer aangeval is die tyd waarin ons bly nie. En van die begin van die tyd af, van Genesis tot in Openbaring, waar Jesus, waar ons gaan sit by die bruilof van die lam, praat hy van die bruilof. Ek dink oor as hy praat van sy gemeente, ook praat hy van Christus en sy gemeente as van die bruidegom en die bruid. Dis die verhouding wat beskryf word. As ek net dink in die hele Bybel deur, ek dink een van die mooiste bruilof of troues wat daar vir my ooit was is Hosea en Gomar. Wie kan die gedeelte onthou? Waar Gomar die prostituut moes getrou het, en dit verwys na die verhouding tussen Christus, of tussen die kerk, of God en Israel. Hoe hulle baie keer weggeloop het, maar nog steeds moes Hosea haar gaan haal het, en haar gaan terugkoop het. Huwelike is vir God belangrik, kan ek 'n amen kry. Huwelike tussen een man en een vrou is belangrik, kan ek 'n amen kry. Dis God het bepaal het van die begin af. Die woord leer ons in die begin en sê, ons sal ons ou huis verlaat, die manne, en jy gaan jou vrou aankleef. God se woord leer dit vir ons. Ek wil vanaand vir julle sê dat hierdie gedeelte my in my hart getref so diep. Dit sê die eerste wonderwerk was by 'n bruilof gewees. En ek wil vanaand verklaar dat soms het huwelike ook wonderwerke nodig. Jy het al foute sê. Ek het wag my vrou moes die amen gegee het. Amen. Man en vrou, gee jou man of jou vrou so pomp en sê hy praat die waarheid. Kom aan. Soms het ons huwelike 'n wonderwerk nodig. As jy 23 jaar getroud is, soos ek en my vrou, het jy baie wonderwerke al gesien en steeds wonderwerke nodig. Is daar iemand wat langer as 40 jaar getroud is? Waar die hande? Loof die Here vir hulle. Is iemand wat langer as 50 jaar getroud is in die kerk? Dis dubbel wonderwerke. Loof die Here vir dit. Huwelike het wonderwerke nodig. Weet jy wat vir my so kosbaar in hierdie gedeelte? Kyk gou wat gebeur. Jesus en sy disippels is genooi na 'n bruilof. Jesus en sy disippels kom sit by die bruilof. Toe daar moeilikheid opduik, toe is Jesus reeds daar om die probleem aan te spreek. Die probleem wat ons vandag het is dat ons wil Jesus nooi om in ons probleme in ons lewens te kom wees, maar ons wil hom nie van die begin af daar gehad het nie. Huwelike en huisgesinne val soms uit mekaar uit, want Jesus moet na die tyd kom intree, want nou het ons 'n tekort. Maar waar Jesus van die begin af genooi moes gewees het, om te sê, kom wees deel van my lewe, deel van my gesin, dan sou Jesus, waar daar 'n tekort was, dit kon vul het, beter as wat dit was van die begin af. Is iemand wat saam met my is in die huwelik? Dis hoe God werk.
Jesus is genooi na die huwelik en terwyl Jesus genooi was na hierdie bruilof toe, hierdie celebration toe, is daar 6 klipkanne wat daar staan. Daai prentjie daarso, dankie. En hier is my so kosbaar om daaroor te dink, Maria kom na Jesus toe want die wyn is klaar. Daar is nie meer wyn oor nie. En nou in 'n 7-dagse huwelik, op die 3de dag was hierdie partytjie rof. 7 dae en die 3de dag die wyn is klaar. Maria kom na Jesus toe. En sy sê vir Jesus, Jesus, die wyn is klaar. Daar is nie meer wyn nie. En dan dink jy oor na, dit is nie 'n groot krisis nie. Dis nie asof daar pyn en krisis en seer of ongemak is nie. Die enigste probleem hier is, daar is geen wyn nie. Dis nie nog 'n blinde wat moet genees word nie, dis nie 'n krepele wat moet loop nie, dis nie 'n dowe wat moet hoor nie, dis nie Lazarus wat uit die dood uit moet opstaan nie. Al wat hier gebeur is die wyn is klaar. Daar's nie meer wyn nie. En Maria gaan na Jesus toe en sê, Jesus, die wyn is klaar. En hierdie tref my in my hart, dat Maria gaan na Jesus toe, because she knew. Sy het geweet, wat Jesus se roeping, sy karakter, waarvoor hy gebore is, something is about to happen. Sy is vir my 'n besonderse vrou, as ek baie keer daaroor dink. Van die begin af, toe die engele aan haar verskyn het, en vir haar gesê het, jy gaan swanger word, ons almal ken die storie, vandat sy vir Jesus gedra het, en dit wat met Elisabeth gebeur het, en Jesus wat in die tempel geleer het, sy het van die begin af, kom, en as jy 'n ma is, wat weet dat jou kind spesiaal is, dan kan jy amen gee. Jy weet sommer, God het vir jou kinders iets groot. Is daar iemand wat sommer glo? En hier is dit something special. En Jesus sit daar so, en Maria weet, en sy ken die natuur en die karakter van God, en sy roeping van wat die Here vir hom uitgesit het, vir God vir hom uitgesit het, en hy antwoord daar, vrou, my uur het nog nie gekom nie. Nou ek het baie keer oor hierdie gedeelte gewonder, as ek my ma sou geantwoord het, vrou, my ma kom my met 'n afdrooglap afstof. Is daar iemand waarvan ek praat? My ma sê, as ek was so cheeky geweest en gesê het, vrou, is daar iemand waarvan ek weet waarvan ek praat? Jy sou gekry het jou lippe teen die klippe, dis hoe dit sou gewees het. En hy antwoord daar, vrou, my uur het nog nie gekom nie. Ek love hierdie gedeelte, want wat gebeur in hierdie gedeelte is die volgende. Jesus onmiddellik, is daar 'n skuif wat plaasvind. Dat nou praat hy nie meer met haar as sy ma nie, maar hy praat nou met haar as 'n redder en die Messias wat 'n taak en 'n werk het, as 'n redder wat vir Maria insluit om gered te kan word. En hy sê vir haar, my uur het nog nie gekom nie. Hier's 'n shift wat gebeur. Alhoewel Jesus geweet het, sy uur het gekom, en sy bediening, want dis sy eerste wonderwerk wat aangeteken is, sy bediening het begin, maar hy sê vir my uur het nog nie gekom nie. En hier is Jesus, en hy doen iets, en hy sê, sien hy klip kan, en Maria, ek love het wat Maria doen. Voordat ek daarby kom, my uur het nog nie gekom nie. Dit is my interessant hoe Johannes 'n paar keer dit aangeteken het, waar Jesus sê, as jy gaan kyk, Johannes 7 vers 6, toe sê Jesus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd. 7 vers 30, Johannes, toe probeer hulle om hom gevange te neem, en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Johannes 8 vers 20, hierdie woord het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar Jesus, Johannes 20 vers 23, maar Johannes antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Hier sê Jesus, nou is die tyd, nou het my uur gekom, now it will happen. Johannes 13 vers 1, wat ons nou gaan ons na Markus toe ook gaan, en net voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy die wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense hier in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad tot die einde toe. So hier het Jesus geweet sy uur het gekom, maar by die bruilof te Kana het sy uur nog nie gekom nie. Maar hy antwoord vir Maria en sê, vrou, my uur is nog nie daar nie.
Ek love it wat hierdie ma doen, because she knew. Sy gaan na sy is nie weer verder in gesprek met Jesus nie. Probeer nie vir Jesus argumenteer nie, maar kyk die verwagting wat Maria gehad het. Maria gaan en sy gaan sê vir die diensknegte daar, net wat hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. Net wat hy vir julle sê, dit moet julle doen. En daar het gestaan 6 kanne, wat deur die reinigingsproses, sê die woord van die Here daar, wat gebruik was vir die Jode, vir die reinigingsproses. En Jesus sê vir hulle, gemaak daai kanne vol water. Nou die reinigingsproses wat my so interessant is, dat die Jode, jy gaan onthou daar in die woord, kom ons gou daar lees in Markus 7, gaan ek gou vir jou gee, vers 1 tot 3, en die Fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het by hom saamgekom, en toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die Fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. So wat gebeur? Daar was altyd by 'n ete, by 'n tafel, by 'n huis, het daar 'n klippot gestaan, en dan sou die Jode gewas het. Voordat hulle geëet het, by die huis gekom het, dan het hulle moue opgerol, hulle het 'n bakkie gehad, wat hulle gebruik het, dan sou hulle met die een hand 3 keer die water oor die een hand gelaat sak het, hulle begin met die regterhand, 3 keer oor die een gegooi het, 3 keer oor die ander een van hierdie water gegooi, dan sou hulle gewas het. Die reinigingsproses. Hierdie was nie net gewees sodat hulle die stof kon afwas vir die dag nie, maar ook om hulle te herinner dat hulle vol sonde is. Dat hulle afgewas en gereinig moet word. Gereeld moes hulle daaraan herinner word. Dan sou hulle self afgedroog het voordat hulle aan tafel gaan sit het. Nou Jesus sê vir hulle, daar is 6 klipkanne wat daar staan. Vat daai klipkanne, maak hulle vol water. Vol water. Iets is in my hart. Hy sê daai klipkanne kon gehou het tussen 2 en 3 ankers per kan. Wat die volgende is, dit beteken dat een van so 'n kan, so tussen 75 en 115 liter kon vat. Tesaam 450 tot 690 liter water. Sorry Amanda, I had to take this, so I'm just borrowing it for a while. En Jesus in my hart rondom hierdie gedeelte. Hy sê vir hulle, gaan maak die kanne vol. Maria sê, net wat hy vir julle sê om te doen, moet julle doen. En hierdie dienaars het 'n woord en 'n opdrag gekry. Baie keer fokus ons op die wonderwerk, maar daar's karakters en dinge wat gebeur in die agtergrond, wat ons nie altyd op kyk nie. Was dit nie vir hierdie dienaars, wat water aangedra het nie, sou daar nie 'n wonderwerk wees nie. Hier is hierdie 6 dienaars besig, of ek sê nie hoeveel dienaars nie, daar's dienaars besig. Al wat hulle het is 'n woord. 'n Woord van die Here om te sê, gaan doen dit. Doen dit. Maak die kanne vol water. En hier stap hulle. En het jy al in jou lewe ook 'n woord gehad van die Here? Al wat jy het is 'n woord van God. En ek sien hoe hierdie diensknegte gestap het, water gaan skep het, geloop het, en kanne vol water gemaak het. Dan het hulle weer gestap, water getap, kanne vol water gemaak. Water geskep, stap, kanne vol water gemaak. Die Heilige Gees het my begin deel en te sê, daar's baie keer mense wat langs die pad moeg raak vir wat hulle besig is om te doen. Die Here sê, gemaak daai kanne vol water. Terwyl hulle stap, ek dink in my eie lewe, is daar keer in my lewe wat ek bid, en ek weet nie hoekom, ek bid, en ek bid, en ek bid, en ek sien nog nie die deurbraak wat gebeur nie. Ek sien nog nie die wonderwerk nie. Ek sien nog nie dat God geantwoord het nie. Al wat ek doen is, ek skep water, Here, en ek hou aan bid, want al wat ek het is 'n woord om aan vas te hou. Ek gaan skep,
En ek bly in die woord, want God se woord gesê is, U is goed. U is getrou. Ek sien nog nie hoekom ek hierdie kanne vol water moet maak, ek sien nog nie 'n deurbraakie, maar ek is getrou in dit wat God wil hê ek moet doen. My eie dogter gisterand 10, man, bel sy my en sê, Dad, sy praat met haar ma, hulle moes my skoonseun hospitaal toe jaag vir 'n bloedklont. In die hospitaal, op sy ouderdom bloedklonte mee sukkel. En sy wonder en sy praat die naweek met ons en sy sê, Dad, wanneer kan ons 'n deurbraak kry? Wanneer? En, ja, sy praat nie nou met 'n pastoor nie, she's talking to a dad. Wat moet die pa sê? Want pastoor kan ek vir haar antwoord. Pastoor kan ek vir haar sê, skrif, halleluja, God se woord sê dit, hou vas, hou vas, hou vas. Maar sy wil nie met haar, die pastoor praat, sy wil met haar pa praat en sê, pa, wanneer gaan God antwoord? En ek sien hoe my dogter sukkel, man, en sy's besig, sy's 'n kind van die Here. Sy lei sange in die volle evangelie kerk van Klerksdorp. Maar sy het nog nie werk gekry nie. Kry nie werk nie, maar ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou vertrou, ons moet aanhou, Here, ons sien nog nie die wonderwerk gebeur nie. But we have to keep on keeping on. Keep the faith. I walk by faith and not by sight. I keep on walking. Ek sien nog nie waar dit moet wees nie. Ek sien nie wanneer nie, Here. Maar dan sal 'n deurbraak kom somewhere along the line. En toe, ek love die Engels sê dit so mooi. They had to fill it to the brim. Met ander woorde, hy moes dit gevul het tot bo. En toe dit tot bo gevul is, ek wonder, ek's 'n prentjie pastoor, ek wonder, waar was Maria? Waar was Maria toe die water vol was? Waar het Maria gestaan? Waar was die diensknegte? Want God se woord het nou gesê, die diensknegte het geweet waar dit vandaan kom. Die diensknegte het geweet hier was 'n deurbraak. Die diensknegte het agtergekom. En toe die hoofdienaar kom in hierdie skep, toe proe hy, something happened. Iets het gebeur. Daar was 'n deurbraak. Hier is 'n antwoord. It happened. Dis die beste is vir laaste gehou, sê hy. Something happened. En hulle het geweet daar is 'n deurbraak gewees. God kan antwoord in suddenly oomblikke. God kan antwoord. Ek wil vanmôre met iemand praat in hierdie kerk om te sê keep on keeping on. Halleluja. Jy sien nog nie die deurbraak met jou kinders nie, maar ek wil vir jou sê hou aan water dra. Somewhere along the line sal die kanne vol raak. Halleluja. En God sal antwoord en daar sal deurbraak wees. Ek sien nog nie my verandering in my finansies nie. Ek weet nog nie hoe ek rekening gaan betaal nie. But I'm keep on keeping on, halleluja, en ek bly stap om die kanne vol te maak. Al wat ek het is 'n woord om aan vas te hou. Is iemand wat saam met my is vanmôre in die kerk? Al wat jy het is 'n woord, halleluja. Keep on keeping on, om hierdie kanne vol water te maak, halleluja. En ek wonder partykeer, het hulle nie moeg geraak langs die pad nie. En dalk 'n bietjie 'n breek gemaak. Kan ek gou vir julle sê? Even as a pastor, was daar kere in my lewe wat ek moeg geraak het. Want ek sien nie. God se woord leer ons en sê, uitgestelde hoop maak die hart siek. Ek sien nog nie dinge verander in die Here. Maar I'm just keep on keeping on. Dan moet ek 2-3 tree gee om te sit en rus. I'll keep on keeping on, maar ek het 'n woord. Somewhere along the line sal dinge verander. En die wonderwerk sal wees, en God sal die beste hou vir laaste. En die water en wyn sal verander, en die wonderwerk sal opwees. Iewers in die proses was daar 'n deurbraak. Doen wat jy moet doen. Keep on keeping on. Sê vir jou buurman terwyl ek my oë afvee, keep on keeping on. Halleluja. Hierdie is vir 'n ma vanmôre in hierdie kerk. Hierdie is vir 'n pa vanmôre in hierdie kerk. Keep on keeping on. Mense sien nie altyd raak wat jy doen nie. Hierdie is vir elke intercessor in die volle evangelie kerk van Lewende Woord. Keep on keeping on. Hallelujah. Keep on praying. Keep on searching. Keep on reading His word. Hou aan, doen wat jy moet doen. Somewhere along the line sal daar 'n wonderwerk wees. Keep on keeping on. Ek wil gou na die volgende gedeelte toe gaan. Ek wil nie gou saam met my blaai, maar ek wil hierdie afsluit nou vanmôre in 'n rigting in. Markus 14. Ons sal gou Markus 14 toe blaai. Markus 14 vers 12 tot 16.
Markus 14 vers 12 tot 16. Ek gaan met hierdie gedeelte, Marlyn, kom jy slang vorentoe. Jesus, onthou, Jesus het gesê, my uur het nog nie gekom nie. Hy sê vir hierdie vrou, my uur het nog nie gekom nie. Vrou, my uur is nog nie hier nie. Maar hier is iets interessants wat gebeur. Jesus verander water in wyn. Volgens die reinigingsproses. Moes die Jode hulle self was. Daar moes 'n reinigingsproses gewees het. Jesus vat die water wat in die reinigingsvate was en hy verander dit in rooi wyn. En die dienaar sê, gewoonlik sit jy die goeie wyn eers terug, tot almal nou lekker gekuier is. Dan bring jy die beter wyn uit later. Of die slegter wyn uit later. En hy sê, maar julle, hierdie bruilof, het die beste gehou vir laaste. Jesus het gesê, my uur het nog nie gekom nie. Markus gebeur iets. 3 jaar, 2,5 jaar, 3 jaar later, van waar die wonderwerk was, kom Jesus en hy sê, my uur het gekom. Dis nou. My uur is hierso. The hour has arrived. Ek wil vanmorgen kos lees van Markus 14, vers 12 tot 16. Die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil jy met ons gaan klaarmaak, dat jy die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, ga na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom. Volg hom. Waar hy ook al mag ingaan, moet julle vir die dienaar van die huis, of die eienaar van die huis sê, die meester het laat weet, waar is die kamer, waar ek met my disippels die Pasga kan eet. En hy sal julle 'n groot bofortrek wys, en 'n gereedheid gebring. Daarom moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan, en die stad gekom en het gevind, soos hy vir hulle gesê het, en hulle die Pasga toeberei. Baie interessant, die twee se geconnect met mekaar nie, maar dit is my so interessant, dat ons in Markus lees, aan die einde van Jesus se bediening, is daar weer 'n man wat water dra. Die woord leer ons en Jesus sê, ga na die stad. Julle gaan kry 'n man wat besig is om water te dra. As julle daai man sien, volg hom. Stap agter hom aan. Want as julle sien waar hy ingaan, daar moet julle die Pasga voorberei. Hy gaan julle lei na die bofortrek waar die Pasga toeberei moet word. Dit was nie die gebruik gewees vir mans in die tyd van die Bybel om water te gaan dra nie. Vrouens het gewoonlik die water gedra. Dis sommer net per toeval toe ek hierdie gedeelte lees, wat so my hart ingekom het. Ons almal is waterdraers. God se woord leer ons in Johannes, sê hy so mooi, Johannes 4:14. Elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hy sê verder, Johannes 7:38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Come on, ons is almal mense wat water dra, lewende water dra. Maar hierdie tref my. Die man stap met water. En hy sien nie, in sy voetspore is daar mense wat hom volg. Terwyl sy voetspore hulle lei na die vertrek toe nie. My vraag is, waarheen lei my en u voetspore mense? Kan mense ons volg na die bofortrek? Kan mense ons volg na Jesus? As ons omdraai, luister gou mooi. Jy weet nie eers nie, maar mense hou vir jou dop.
Mense is dors. Ek dink ons leef in 'n groter tydperk vir hierdie wêreld waar mense dors het nie. Gister stap ek en Madeleine by 'n shopping center en ons sien 'n jong man daar so wat verward is. Man, sy lewe, jy kan sien sy lewe val uit mekaar uit. En Madeleine, ek en Madeleine se gesprek en ek sê, Madeleine, die wêreld is nie siek nie. Die wêreld is dors en gebroke. Wat skep mense by jou as hulle by jou kom skep? Wat kry hulle? Kry hulle die bitter water van Mara? Of kry hulle lewende water by jou? Dad, sonder dat jy dit weet, is jou kinders besig om jou te volg. Terwyl jy water dra. Jy weet dit nie eens om jou kinders stap in jou voetspore. En ek bid vandag dat elke pa in hierdie kerk wat lewende water dra, mag jou voetspore, jou kinders en jou vrou lei na die bovertrek waar Jesus die laaste pas gehad het. Mag jou voetspore mense lei na die kerk en na die Here toe. Dis waar ons voetspore moet stap. Nie net die family by die huis nie. Ek sien dit, jong man, ek sien wat jy doen. Dis so kosbaar om my gesin vanmôre. Jy volg Jesus deur die doopwater vandag. Is dit nie kosbaar nie? Hy tap sy pa op die skouer. Well done, Dad. Hy word vandag gedoop. Ek het dit eers geweet nie. Is dit nie kosbaar nie? Waartoe lê jou voet? Ek moet klaarmaak. Hier is my kosbaar. Think about this. Waartoe lê jou voetspore? Lei dit mense na Jesus toe. Tussen die skare herken hulle iemand wat water dra. Ek wil vanmôre afsluit deur te sê, dit tussen die skare van vandag, die wêreld waarin ons bly, die werk waar jy werk, die familie by wie jy kuier, sal agterkom, het jy lewende water of nie. Dit sal uit jou binneste uitvloei. Mense het dors. Maar dis 'n preek vir aandag. Ek gaan nie op dit konsentreer nie, maar hier is vir die kosbaarste. Jesus het gesê, my uur het nie gekom nie. Nou, sê Jesus by die Pasga, my uur het gekom. En dis hier waar hy die brood breek. Think, oh man. In die ou tyd moes daar 'n lam geslag gewees het. Daar moes 'n lam sterf sodat die sondes van daai gesin oor kon staan na die volgende jaar toe. Aan hierdie laaste Pasga maal sit die lam Jesus aan tafel. En hy sê, as jy van hierdie beker neem en van hierdie brood eet, het jy deel in my. So met ander woorde, terug by die bruilof te Kana, wat Jesus toe hy water in wyn verander het, is dit nie meer nodig vir die reinigingsproses om hulle te reinig nie en hulle skoon te was nie. Nou het die bloed van Jesus die reinigingswerk gedoen vir ewig en vir altyd vir ons. Ons het nie meer nodig vir daai proses en rituele nie, maar die bloed van Jesus het ons gereinig tot hierdie dag toe. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Hy het die beste gehou vir laaste. Die uur het gekom. Ek is dankbaar vanmôre vir sy bloed.